Hallo almal en baie welkom by hierdie huiskerk video van ons. Ek hoop jy kuier lekker saam met ons. Soos julle weet is ons besig hierdie hele jaar eintlik met hierdie tema wat ons sê kom ons doen die lewe saam. Ons is meer as net 'n paar mense wat Sondag saam by mekaar kom en liedjies sing en na 'n preek luister. Ons is mense wat die lewe saam aanpak. En ons doen dit op verskillende maniere. En een element daarvan van die lewe saam doen is om saam te eet. So hierdie kwartaal staan ons bietjie stil by die tema om saam te eet. Ons kyk bietjie deur die Bybel na tekste waar Jesus saam met mense geëet het of fees gevier het en wat dit ook beteken vir ons as gelowiges vandag. So laasweek het ons gekyk, Johannes stil gestaan by die storie van Matteus of Levi en hoe Jesus hom roep as tollenaar en sê kom eet, ek wil by jou huis gaan eet. En hoe die mense dan hierdie aanklag oor hom bring, oor Jesus bring en sê dis hoe kan hy saam met sondaars en tollenaars eet? So ons word uitgenooi om ook saam met mense te eet wat ons dalk nie gewoonlik meer so saam eet nie. Sondaars en tollenaars, mense van ander klasse en rasse in ons omgewing, mense wat die wêreld dalk sê sleg is. Jesus nooi ons om ook saam met hierdie mense te eet. Nou natuurlik is die tema van eet een van my gunsteling temas om oor te praat, nie net omdat ek baie van kos hou nie, maar die Here my bediening ook eendag wil wees so konform het dat dit baie gesentreer is rondom saam eet. En ons glo regtig by Isibindi en by al die projekte wat ons in die gemeente het, dat ons moet saam met mense eet. Daar gebeur iets spesiaals wanneer ons saam met mense eet en daarom hou ons aan om elke maandag aand saam te eet en donderdaand is saam met die jong mense by Isibindi, want ons weet daar gebeur iets spesiaals as ons saam eet. En hoe ouer ek word, hoe meer voel ek en hoe sterker voel ek daaroor dat preek nie noodwendig mense se lewens verander. Dit is wonderlik en ons leer baie dat, maar dit gebeur baie min dat iemand se hele lewe omkeer as gevolg van een preek. Maar wanneer ons saam met mense eet, dan vind daar baie keer groei. Dan kyk ek dalk anders na iemand anders. Dan hoor ons hoe mense sê, maar ek het al die jare so gedink oor daai mense, maar toe ek hulle in die oë kyk en saam met hulle eet, het ek nie begin dink oor hulle. En het ek besef God is die God van alle mense. So dink ek, en daarom dink ek, eet is regtig belangrik vir gelowiges, want daar gebeur iets spesiaals om die tafel. En vandag gaan ons stil staan by 'n teks wat julle almal ken. Dit is 'n spesiale teks vir my. Een, omdat dit by ons troue, my pa het by ons troue gepreek. En twee, want dit is die eerste teken wat Jesus doen in die Johannes Evangelie. So kom ons lees gevindig hierdie storie saam in Johannes 2, die bruilof in Kana. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toegenooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep net daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en hy sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste teken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie lank daar gebly nie. Ons lees net tot sover. Ons is mense wat baie hou van kla. Kom ons wees maar eerlik. Daar gaan amper nie 'n dag verby wat ons nie kla nie. En dit frustreer my ook baie keer in my kinders hoe maklik hulle kla. Veral oor kos. Hulle sal gereeld aankom tafel toe en dan al reeds begin kla nog voordat hulle eers geproe het hoe dit proe. Dit lyk dalk net vreemd of anders en dan kla hulle. Of ons sal sê nie weer skorsies nie weer wortels nie, nie weer daai of dit nie. En dit frustreer vir my inderdaad eindeloos as hulle so kla. Of mense wat ons al hoor kla die begin van die jaar. Maar die jaar nog voordat dit begin het, sal ons in die 8 of 5 sal seker maar weer 'n slegte jaar wees. Dinge sal weer so wees. Ja, maar dit kan seker gaan net veel anders wees nie. Ons hou daarvan om te kla. Daar is hierdie storie van hierdie seentjie wat 'n perd gesien het. Vir sy ma skree en sê, mamma kom kyk, hier is 'n Christenperd.
Sy ma sê, maar hoe weet jy dis 'n Christen perd? Toe sê die seentjie, want hy het so 'n lang gesig. Charles Spurgeon het vir sy teologiese studente gesê, laat julle gesigte asseblief tog net wys wanneer julle oor God praat. As julle oor straf en sonde praat, kan julle lyk soos julle altyd lyk. Maar as julle oor God praat en wie hy is, lyk tog net beter. Vir eeue lank het Christene dit dat lyk asof God nou hierdie swaar las op hulle gelê het, en asof hulle maar gedwing is om te dra. In die kerk het ek nie 'n veel beter job gedoen nie, deur vir mense aan te herinner gereeld aan die straf, hoe sondig hulle is en hoe wat die straf wat God vir hulle gaan gee, en dit hierdie donker, somber plek amper geraak. Dit is asof mense begin dink en begin glo dat Christene is pretbederwers, wat almal se foute kom uitwys. En daarmee saam met mense begin glo dat God ook 'n pretbederwer is, die een wat mense se vreugde tot 'n groot mate kom steel. Nou kom ons by vandag se storie. Johannes, die skrywer van hierdie evangelie, gaan amper uit sy pad uit om iets te wys van hoe vreugdevol Jesus was. As Johannes skryf, en dan kies hy om Jesus voor te stel aan sy lesers, as iemand wat nie 'n pretbederwer is. Dit is hoe hy hom voorstel aan ons vandag en aan die eerste lesers wat die evangelie gelees het. As Jesus sy bediening begin, dan vat hy sy disippels, en wat doen hy? Hy vat hulle om 'n week lank saam met hom fees te vier. Johannes, bietjie anders as die ander evangelies, begin nie met 'n groot preek van Jesus nie, begin nie met Jesus waar riglyne gegee word, dit begin nie met die moeds en moenies van Christendom, dit begin nie met 1000 mense wat tot bekering kom nie. Dit begin deur die storie te vertel van Jesus wat saam met mense eet en groot vreugde bring. Storie van Jesus wat vreugdevol saam met mense eet. En Jesus wat mense uit hulle verleentheid uitkom help. Want dit sou 'n groot verleentheid wees vir die familie as daar nie genoeg wyn was. Dit sou vir generasies sou dit die familie se naam gewees het. Daai familie waar die wyn te min was vir die gaste. En dan kom Jesus en hy help hulle. Hy doen hierdie teken en hy maak net 'n bietjie wyn, hy doen dit in totale oorvloed. 600 liter wyn. En mens moet ook vir mekaar sê dat wyn of alkohol in ons land ook iets is wat al baie mense se lewens verwoes het en baie families verwoes het, en daarom is dit 'n sensitiewe onderwerp om oor te praat. En ek wil nie ons moet vanoggend vaskyk in hierdie wyn nie, maar ek wil hê ons moet iets raak sien van God wat vreugdevol saam met mense geëet het. 'n ander tema wat sterk hier uitkom, veral in Johannes Evangelie, is die tema van heerlikheid, die woordjie heerlikheid. Johannes is die skrywer wat hierdie woordjie, doxa, is die Griekse woordjie, hy is die skrywer wat hierdie woordjie die meeste gebruik. Nou wat beteken dit? Ek dink heerlikheid verwys op 'n manier na sy persoonlikheid, hy is sy persoonlikheid, sy diepste wese, na sy geaardheid. En vir Jesus is dit baie belangrik dat mense iets van sy diepste wese, van wie hy is, sal ontdek, want dan sal hulle glo. En wat is Jesus se diepste wese? In hierdie storie hoor ons dit is dat hy is die skepper en die bringer van vreugde. En dan maak die logika sin. As hulle Jesus leer ken, as die God wat vreugde kom, vreugde bring, nie die pretbederwer nie, wat ons hom baie keer uitmaak om te wees nie, dan sal mense in hom glo. Hulle sal glo, want hulle wil ook deel hê in soveel vreugde. Hulle wil ook tyd spandeer saam met iemand wat vreugde bring in ons lewens. Nou vriende, ek sluit af deur vinnig terug te kom na ons tema, om saam te eet. Laasweek hoor ons moet saam met mense eet, wat ook anders as ons is mense wat deur die samelewing uitgewys word as sleg. Hierdie week hoor ons dat ons word uitgenooi om saam te eet, maar wanneer ons eet, vind dit plaas met groot vreugde. So vandag is nie net 'n herinnering vir ons om te eet nie, maar ook 'n herinnering dat ons saam eet geleenthede gevul moet wees met vreugde, want Jesus is die God van vreugde. En ek dink die vroeë kerk, die eerste gemeente, het iets daarvan verstaan. As ons gaan lees in Handelinge 2, dan lees ons van hierdie groepie mense wat ons vandag ken het as die eerste gemeente. Dan lees ons hoe hulle geleef het en hoe hulle gefunksioneer het.
Ons weet natuurlik hulle het alles gedeel en gesorg dat niemand swaar kry nie, maar dan lees ons dat hulle ook dag tot dag by mekaar se huise mekaar gekom het. En lees dan van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou het, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet. Hierdie vroeë kerk, hierdie eerste gemeente het geweet dat Jesus wat hulle volg, al het hulle hom nog nie self ontmoet nie, was die Jesus, was die God van vreugde, en daarom het hulle eetgeleenthede gepaard te gaan met groot vreugde. Ek dink ek en jy, gemeentes van vandag, word weer uitgenooi om meer saam te eet en meer vreugde daardeur te ervaar. Ons kan hierdie hele reeks deurgaan en praat oor saam eet, maar ons is nie gaan regtig saam eet nie, dan beteken hierdie preek of hierdie reek absoluut niks. So ek wil vanoggend vir myself en vir jou ook om uitnooi en sê, eet gereeld saam met mense. Eet saam met vreemde mense, saam met sondige mense. Eet saam met, ek wil amper sê enigiemand. Mag dit ook 'n vreugdevolle gebeurtenis wees, waar julle mekaar in die oë kan kyk en saam kan lag en saam kan ervaar dat Jesus ook vreugde bring. Mag ons gemeente ook in hierdie area bekend staan as die gemeente wat iets uitleef en iets uitwys van die vreugdevolle God. Kom ons bid saam. Jesus, dankie vir die storie dat ons kan leer en kan hoor hoe u geleef het, dat u saam met mense geëet het, maar meer nog dat u ook vreugde in hulle lewens gebring het. Help ons ook om, wanneer ons saam eet, iets van u vreugde daar te ervaar. Mag ander mense na ons kyk en sê dat hulle wil ook deel hê in hierdie vreugde. Hulle wil ook hierdie vreugdevolle God dien. Amen.